Belyn aksies met diens, dit help jou floreer. Onlangs het ons kinders hier gekuier en die volgende oomblik sien hoe ons kleinseun teen die kant van ons braaiplek se skoorsteen opklim. Die eerste deel van die skoorsteen is regop gebou en ongeveer 'n volwasse man se lengte. En dan is die skoorsteen skuins gebou na binne. Hy werk so en dan weer op die ander deel, maar daai deel is soort van bakstene asof dit trappies is tot dit by die laaste regop deel kom. Sy pa is besig om hom aan te moedig om nog hoër te klim en hy help hom deur hom van onder te stit. En in 'n stadium vra 'n klein seun: "En as ek val?" Waarop sy pa antwoord: "Dan vang ek jou." Ek het met eens besef, die toneel herinner my aan die hart van diens om ander se groei te help ondersteun, selfs al beteken dit dat jy jouself moet posisioneer om hulle val te vang. Diens is nie net 'n aksie nie, dis 'n houding van beskikbaarheid vir watter aksie ook al nodig is. Dis 'n houding in posisie van, ek is hier vir jou, selfs al is jy bang. Jesus het nogal duidelik oor diens gepraat met sy volgelinge en daardeur dus ook met ons vandag. En ons lees in Matteus 20 vers 28. So is dit ook met die Seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Toegepas op my storie van ons kleinseun. Jesus is een wat vir ons gewys het, hy's daar vir ons. En ons klim teen die skoorsteen van menslike gebrokenheid. Hy het self sy lewe daarvoor gegee. En nou is hy deur die Gees hier om ons by te staan, sodat ons steeds kan klim en die uitdagings van die lewe kan oorstyg. En hy is ook hier om ons te help as ons gly of as ons val. Hy help ons om dieselfde met ander te doen, om hulle te help. So, vir wie kan jy vandag jou aksies belyn met diens? Hou jou oë oop vir so 'n geleentheid tot diens en help die ander persoon groei. Leef geïnspireerd.